Gemeente, ons skriflesing kom vanmôre uit Lukas 23 vers 26 tot 31. As ons die woord so oopgemaak het, ek gee vir die kans om te kyk. Lukas 23 vers 26 tot 31. Terwyl jy sit, kom ons buig net ons hoofde en aanbidding. Ons hemelse Vader, ons is hier vandag as u gemeente by mekaar in opdrag van u woord. Hier wil ons u loof en prys, al is dit maar op so skamele manier wat ons mense kan doen. Want u grootheid en u almag, u majesteit is so wonderlik, dat nie eens engele hier volkome kan prys nie. Here, ons is ook hier veral om u te dank vir al u gawes aan ons as ons Vader, wat vir ons elke dag sorg, en alles wat ons nodig het, soos u dit alleen weet. Ons dank u vir die gawe van Jesus Christus, wat ons so lief gehad het, dat hy homself vir ons oorgegee het. Ons dank u vir die gawe van die Gees, wat u in ons harte ingegee het, om ons te lei elke dag op die ware pad van die lewe, die weg wat u gekies het, vir 'n mens om ware geluk te ervaar, die weg na u toe. Ons dank u dat hy ons oortuig van sonde, maar ook ons troos, dat daar vergifnis vir ons, wanneer ons berou het. Ons dank u vir die gawe van u woord, waaruit ons nou wil lees. Dit is u wonderlike woord van die lewe. Laat dit vir ons wees as 'n fontein met lewende waters, waarmee ons dors gestil sal word en ons siele gevoed sal word. Ons dank u vir die gawe van hierdie gemeente, wat u hier geplaas het, om hier vir u deel van u heerlike koninkryk op aarde te wees. Laat hulle mekaar so dien, dat hulle saam sal groei en opgebou word, tot 'n woonplek waar u elke dag in hulle harte en 'n lewe en 'n diens tuis sal wees, en vereer sal word, as ook hulle God. Ons vra dat u al hulle aktiwiteite ook in hierdie jaar sal seën. Here, nou wil ons vra dat u ons harte ontvanklik sal maak vir u woord. Laat u spreek deur ons, en laat ons luister, en laat ons nie net luister nie, maar ook doen wat u sê. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dit is 'n kort stukkie van Jesus wat op pad is na Golgotha, en dit begin in vers 26 so. Toe die soldate Jesus weglei, het hulle 'n sekere Simon van Sirene gegryp, wat van die platteland afgekom het. Hulle die kruis, dit is die dwarsbalk alleen, die ander een was reeds ingeplant, of gelê om ingeplant te word. Hulle dra net die dwarsbalk op die skouers. Hulle het die kruis op sy rug gesit, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het hom gevolg, en ook vroue wat aanhoudend op hulle bors slaan, en oor hom weeklag. Jesus het na hulle gedraai en gesê: "Dogters van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil liewer oor julleself en oor julle kinders. Want kyk, daar kom dae wanneer mense sal sê, gelukkig is diegene wat onvrugbaar is, en die moederskoot wat nie 'n kind in die wêreld gebring het nie, en die borste wat nie kinders gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit aan die groenhout doen, dit is nou Jesus self, die groenhout wat onskuldig is, as hulle dit aan die groenhout doen, wat sal nie met die droë hout gebeur nie." Tot sover die skriflesing uit die woord van die Here. Salig is dit as ons dit hoor en ook daaruit lewe.
Nou, u weet self dat die evangelies maar bietjie met mekaar verskil, nie waar nie. Markus is eerste geskryf en Matteus en Lukas het by hom sekere stof oorgeneem. En dan het hulle elkeen ook maar van hulle eie goeders gaan neem wat hulle gehoor het van ooggetuies en ander gelowiges, ander bronne. So Lukas is die enigste wat vir ons vertel van hierdie toneel waar Jesus op pad is na Golgotha, gevolg deur 'n groot skare, en dan die vroue wat daar staan en hulle eintlik op hulle bors slaan. Dit was mos 'n teken van rou in die ou tyd. En dan oor hom huil, en dan spreek hy hulle aan, dogters van Jerusalem, moenie oor my huil nie, maar huil oor julle en oor julle kinders. En die vraag wat 'n mens nou sommer vanselfsprekend as 'n mens vra is, hoekom reageer Jesus so afwysend teenoor die trane van bejammering van die vroue? 'n Mens kan tog verstaan dat jy nou kyk na iemand wat op pad is om 'n vreeslike lyding in 'n wrede kruisdood te gaan sterf. En dan moet ons ook weet dat hierdie vroue het Jesus vir 3 jaar lank gevolg waar hy gewerk het. Hulle het hom bedien met hulle middele, met hulle geld ensovoorts, met hulle aandag. Hulle het hom selfs tot die bitterste einde toe gevolg, tot by sy graf, wou hulle hom gaan salf het. Hoekom sou Jesus dan nie verstaan dat hulle wil huil oor sy lot nie? En dit terwyl die disippels, wat hoog en laag besweer, hulle sal saam met hom sterf, gepad het, hulle het gevlug. Hoekom dan hierdie vroue se hartseer ignoreer of afwys? Hulle smart is tog menslik, nie waar? Die antwoord is eintlik heel eenvoudig. Mens dink nie altyd daaraan nie, maar dit is heel eenvoudig antwoord. Omdat hulle simpatie en hulle bejammering vir Jesus getuig van onbegrip. Onbegrip van wat eintlik aan die kruis moet gebeur. Want dit gaan naamlik in Jesus se lyding nie in die eerste plek oor sy lyding en die wrede dood wat hy moet sterf nie. Maar die feit dat hy wat sonde nie geken het nie, nou as 'n totale sondaar vir God gereken word. Dat hy die mense sondelas op hom moes neem. Dit gaan oor Jesus se onskuld teenoor die mense se skuld. Nou om dit 'n bietjie in die regte perspektief te plaas, gaan ek so 'n bietjie na die Ou Testament toe. Ons almal ken die bekende Jesaja 53, daar word vertel van die lydende knegg van die Here, nie waar nie. Ons ken dit baie goed. Ek lees vers 5 en 9. Vers 5 staan daar, hy is egter deurboor oor ons oortredinge, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. In vers 9 sê, hy het tog nie sonde gedoen nie, en in sy mond is geen bedrog gevind nie. So dit gaan hier in Jesaja 53 ten diepste oor die lydende knegg van die Here, die Messias, sy plaasvervangende lyding en sterwe vir die mense. En die evangelie, die goeie nuus van God, wil vir ons vertel dat dit het 'n werklikheid geword in Jesus Christus. Dat hy die sondelose moes ly ter wille van die wat sonde skuld voor God het. En so belangrik was Jesaja 53 vir die vroeë kerk, dat die skrywers van die evangelies en van die Nuwe Testamentiese briewe moeite gedoen het om hierdie onskuld van Jesus te beklemtoon. Paulus skryf byvoorbeeld in 2 Korinte 5 vers 21. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God tot wille van ons tot sonde gemaak. Kan jy dit glo? Hy het hom tot sonde gemaak. 1 Petrus 3 vers 18, immers ook Christus het eens en vir altyd gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges. 1 Johannes 3 vers 5 sê, julle weet dat Jesus verskyn het om sondes weg te neem, tog is daar geen sonde in hom gevind nie.
as Hebreërs praat van Jesus as ons hoëpriester, dan sê hy so hoëpriester is vir ons gepas. Hoekom? Want hy is heilig, hy is onskuldig, hy is onbevlek en hy het geen deel aan die sondige lewensbestaan van die mens nie. En as ons nou na die evangelies toe gaan, dan kom ons by Jesus self uit. En hy sê vir die Joodse leiers, hy sê, wie van julle kan sonde by my kom wys? Wie van julle kan sonde by my kom wys? En dan is daar verder iets wonderliks wat God doen. Mens partymal wil mens so half glimlag vir wat God kan doen. Hy kan so met 'n krom stok 'n reguit uitslaan. Want hy beskik dit so dat daar 'n hele klompie figure en persone is wat tydens Jesus se lyding en kruisiging sy seun onskuldig betuig. Een daarvan was 'n volgeling, maar hy was die verraaier, so ons sal by hom kom. Dis asof God vir sy volk wil sê, kyk, mense wat my nie ken nie, mense wat my nie aanbid nie, herken die onskuld van my kind. Julle my volk, julle kruisig hom onskuldig. Die volgende is natuurlik Judas, maar ook Judas besef op die ou end, ek het onskuldige bloed verraai en hy gaan gee sy geld terug. En dan hoor ons van die heidene. Wat gebeur? Vrou van Pilatus kry 'n droom, 'n slegte visioen, en sy laat stuur vir Pilatus 'n briefie, en sê asseblief, moet niks aan hierdie regverdige man doen nie, hy is onskuldig. Wat doen Pilatus self? Hy was sy hande onskuld, al is hy 'n heidense regter, hy sê hierdie man het geen onskuld nie, hy is onskuldig. Jesus word na Herodes toegestuur, omdat hy onskuldig is vir Pilatus, stuur hom na die koning toe, Herodes. Herodes die ou jakkals soos Jesus vir hom sê, wat doen hy? Hy verhoor Jesus, hy praat met hom, en dan stuur hy hom terug, en hy sê, maar die man is onskuldig, hy verdien nie die dood nie. En dan is daar een moordenaar aan die kruis, wat vir 'n ander moordenaar sê, ons twee word regverdig vandag doodgemaak. Ons is skuldig, maar hierdie man het niks gedoen wat die dood verdien nie. En dan kom ons beslotte by die Romeinse soldaat, ruwe, grove Romeinse soldaat, wat by die kruis uitroep, dit is die seun van God. Hy ly onskuldig. En dit is hierdie nadruk van die Bybel, in die Ou en in die Nuwe Testament, op die onskuld en die sondeloosheid van Jesus, wat so belangrik is, dat ons hierdie woorde van Jesus reg sal verstaan. Dogters van Jerusalem, moenie oormerk nie. Hy lief oor julle self en oor julle kinders. So met dit as agtergrond, wil ek nou graag dat ons 'n bietjie na hierdie uitspraak gaan kyk, wat Jesus hiermee bedoel. Wat hy bedoel vir daai vroue, wat hy bedoel vir die Jode, wat hy bedoel vir die wêreld in al sy fasette. En daar is al 3 aspekte wat ek graag vir julle wil uitlig. Eerstens, wil Jesus vir die vroue sê dat hy hulle bejammer. Hulle moet nie hom bejammer nie. Want die rede is, daar gaan groot rampe oor julle kom. Want kyk, daar kom dae wanneer mense sal sê, gelukkig is diegene wat onvrugbaar is in die moederskoot, wat nie 'n kind in die wêreld gebring het nie, ensovoorts. Maar reeds 2 hoofstukke voorheen het Jesus vir gesê, wanneer julle sien dat Jerusalem deur lees omsingel is, moet julle weet dat daar verwoesting naby is. Dan moet hulle vir die wat in Judea sê, vlug na die berge. Die wat in die stad is, gaan uit. En die wat uit platland is, moet nie terugkom nie. Want daai dae gaan vol vergelding wees. Wie hulle wat in daardie dae swanger is en borsvoed, sê dieselfde woorde nie waar nie. Want daar sal groot nood in die land wees, en straf vir hierdie volk, en Jerusalem sal deur die nasies vertrap word. En ons weet dat dit het gebeur in 70 na Christus, en weer in 135 na Christus, met baie, baie gepaardgaande lyding vir die volk. Josefus was 'n Joodse geskiedskrywer, en hy vertel gruwelike dinge, dat selfs kinders geëet is, om te kan lewe.
Hoekom? Omdat die volk van God, die tyd van God se genade, wat Jezus verskyn het, nie raak gesien het en aangegryp. Dit was sy volk, wat hy laat gebore word het met Abraham, en gebring het al die jare. En op 5 geleenthede sê Lukas vir ons, ween Jezus oor sy volk. Die bekendste is Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en die stenig wat na jou gestuur is, hoe dikwels wil ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kykers onder vlerke, maar julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes agtergelaat. En toe hy daar by Jerusalem aankom, op sy laaste pad voor hy gekruisig word, is daar weer deernis in sy hart, en hy sê, as jy maar op hierdie dag die dinge besef het, wat vir jou vrede bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. En helaas die vrede wat God vir mense wil gee, is vir so baie mense nog steeds verberg. Die tweede aspek is, dat Jezus se woorde gaan veel verder as Jerusalem en die straf op die Joodse volk. Dit gaan ook oor die rampspoedige gevolge vir elkeen wat blind is, vir God se liefde en sy verlossende genade. Want jy weet, het is so dat die kruis is wel 'n uitstalling van God se liefde, maar nie net van sy liefde nie, ook van sy oordeel. 'n wêreld wie se beker vol is van ongeregtighede en sonde. Christus het 'n toonbeeld geword vir die wêreld van hulle sondigheid. Dis die brandpunt van al die mens se sondigheid. Daarom dat God hom tot sonde gemaak het. As u die gruweldinge in die wêreld sien, weet dan, daarom was daar 'n kruis. Ja, as ons kyk na die wêreld van Kain af, die eerste moordenaar, tot vandag toe, dan besef ons die werklike betekenis van die kruis. Al die bose dade, sondige gesindhede van die wêreld is gekonsentreer op daardie kruis. En dit is wat Jesus wil tuisbring. Hy wil vir die vroue sê, moenie oor my huil, huil oor julle eie lot en oor die van julle kinders. Hy huil oor mense wat sy liefde ignoreer. Die derde aspek wat ek wil vir julle noem is dat dit vir Jesus 'n laaste vermaaning is aan almal, die vroue, die Jode wat hom gaan doodmaak, sy disippels, vir alle mense van alle tye. Berou en bekering. Jesus wil nie simpatie vir homself hê nie, maar dat mense hulle eie jammerlike situasie sal besef en tot inkeer sal kom. Hy moes ly, hy moes sterf om mense met God te versoen, maar dis nie hy wat bejammeringswaardig is, dis die mense wat bejammeringswaardig is en oor wie daar geween word. Die eerbied en ontzag wat ons wel vir Jesus se lyding moet hê, dit moet ons hê, ja. Ook in hierdie tyd kan mens op 3 maniere reg verstaan. Eerstens, wanneer ons saam met Christus ween oor 'n wêreld in sy gebrokenheid. 'n Wêreld wat die vuis teen God lig, wat hulle rug op God draai en wat elke dag versmoor in hulle skuld en sterwe. Maar 'n wêreld wat ons moet onthou vir wie Christus gesterf het. 'n Wêreld vir wie hy gebid het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Tweedens, en ek dink dit is my so belangrike saak, moet ons weet oor ons eie sondigheid en ons eie tekortkominge. Ons moet ween oor ons liefdelose en ons onverdraagsame houding teenoor mekaar. Ons moet ween oor ons ontrou teenoor God. En ons moet ween oor ons slappe Christenlewe soms teenoor die gelowiges.
Wat is dan wanneer Efesiërs 4:30 vir ons sê, bedroef nie die gees van God nie. Hoe bedrief ons die gees van God anders as ons liefdeloos en onverdraagsaam teenoor mekaar is? As ons trouweloos is teenoor God? As ons voor ongelowiges lewe asof hulle nie kan sien ons is kinders van God nie. En daarom derdens kan ons met ontzag na sy lyding kyk wanneer ons self voor die kruis buig en wanneer ons met die dankbare wete dit doen dat hy wel gelei het, maar vir my. Moenie kyk na die wêreld nie, kyk na jou. Hy het vir jou gelei. Hy het vir my gelei en ons vrygespreek van skuld, sodat ons as 'n nuwe mense met 'n nuwe lewe, met 'n vaste hoop, elke dag kan voortleef. Ek sluit af. Wat vra Jesus van ons in hierdie lydenstyd? Nie dat ons oor hom sal huil nie, maar dat ons een sal word met sy lyding. Dat ons sal vereenselwig met Jesus in sy lyding. En hoe doen ons dit? Hoe kan ons dit doen? Dit gebeur wanneer ek in 'n geestelike sin, soos ek gesê het, my kruis opneem en elke dag aan my sterf. Elke dag die ou mens se vuil klere uittrek en my kas oopmaak en die nuwe klere van Jesus aantrek. Elke dag blydskap die pad volg totdat hy my roep na sy ewige ruimtes. Dat ons met Jesus sal verselwig, kan ons Paulus navolg. Hoe het hy dit gedoen? Hy het gesê, met Christus is ek gekruisig. Ek, Paulus, leef nie meer nie. Christus leef in my. Besef ons dit? Weet ons wat dit beteken as ek sê, Christus leef in my? Nie ek nie. Nie ek nie. Ek is dood. Ek is 'n nuwe mens. Ek is 'n Christusmens. En die lewe wat ek nou leef hier op aarde, leef ek in die geloof van die Seun van God, en die Seun van God, hy wat my so lief gehad het, my so lief gehad het, dat hy homself vir my oorgegee het. Op daai kruis staan ook jou in my naam geskrywe. Amen. Kom ons dank net. Here, wanneer ons as u gemeente, as u kinders oor die hele wêreld heen, in hierdie tyd, die lydenstyd betree en gaan nadink oor wat gebeur het die dag op Golgotha. Laat ons met ons sag en eerbied daar kniel. Laat ons al ons sonde las daar afgooi en vier en regop daarvan af wegstap as nuwe mense, wetende dat ons nie oor u hoef te huil nie, maar oor onsself mooi te kyk, hoe leef ons teenoor mekaar, hoe leef ons teenoor u en teenoor die wêreld. En ons kan dit nie uit ons eie doen nie, daarom bid ons, geef ons die krag van u Gees, en laat hierdie tyd vir ons 'n wonderlike tyd wees, wanneer ons saam met die hele wêreld u loof, omdat ons ryk is in Jesus Christus, wat gesterf het, begrawe is, opgestaan het, opgevaar het, weer sal kom, dan nie vir sondes nie, maar dan om ons finaal te verlos. Amen.